Het julle julle Bybels geopen vanmôre? Is julle armed and dangerous? Watter interaksie is daar tussen die Heilige Gees en die wegraper? Nou ek is seker baie van julle vra nou maar, wat nou? En ons is nou, die rede waarom ek hieroor gaan praat vanmôre is dat ons begin nou voor te berei om oor die eindtyd bietjie lering te doen. Maar ons het nodig om 'n paar goeders te verstaan vanoggend. En wat dit nou aangenaam maak is dat ons is op almal verskillende geestelike stappe in ons lewe. So ons is nie almal dieselfde nie. My hele doelwit is om jou hand te vat en jou op te trek, want ons is nou nie meer besig met melkbos nie. Ons kan nie meer. Al die tekens is daar en vanmôre wil ek 'n spesiale gebed doen. En ek wil hê ons moet ons oë sluit. My Hemelse Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus. Here, absoluut in die noorde van hierdie land, daar by die Middellande, is die oorlog teen Israel 'n werklikheid, Here. Here, hulle het al gisteraand begin om te skiet. En die missiele en die afwering en elkeen het hulle hoeveelhede wat hulle gedoen het. En 7:00 vanoggend het ek nou weer die boodskappe gekry dat Iran is nou regtig baie besig om die goeders af te skiet teenoor Israel. Here, ek kom nou en ek bid my Hemelse Vader dat hierdie land, hierdie volk is die volk, Here. Here, en ek weet dat ons in 'n tyd van die profetiese woord inlewe, dat dit besig is om homself uit te speel, Here. Here, my gebed is dat jy elke Israeliet en elke gelowige sal behoed en bewaar en beskerm, Here, wat geen onheil of smarte betref nie, Here. Dis my gebed, my Hemelse Vader. Here, mag daai missiele wat afgeskiet word teenoor Israel, dat hulle nie sal ontplof nie, Here. Here, work, Lord God. Protect, beskerm die volk, Here, is my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Ons lewe in die eindtyd. Ons lewe in die eindtyd. En dit is hoekom ons begin met die lering wat ons wil doen. En wat ons die mense moet net, wat die woord sê, jy sal vergaan deur gebrek aan kennis. Jy sal vergaan. As jy nie die goeders weet en ken nie, dan jy gaan verloor. Rarig. Geruime tyd droom ek in een aand. Ek droom ek is op hierdie rivier, maar dit is helder. En onder lê daar 'n klomp visse. Hulle is dood. Maar die visse is wit, hulle is wit langs die kante. En ek kan onthou nog steeds, ek het regtig gedraai en gerol en ek weet nie hoe om dit te interpreteer nie. En verder daai oggend, toe droom ek, dat ek lê in my bed, maar ek is besig om op te styg, tot by die ceiling. En ek kyk so terug en ek bring my hand af en ek sê, ons is nog nie reg nie. En ek stop nie net daar met drome en visies nie, maar weet jy wat?
vir my is dit regtig 'n wake-up call. Word wakker. Hier's goeders wat om ons gebeur. En die betekenis daarvan gaan ons 'n bietjie oor gesels. En natuurlik as jy van water droom, is dit die Heilige Gees. En die wit visse is ons is die visse. Maar die visse is dood, hulle is wit. Wat kort jy? En ons is nie reg, ons kan eerlik wees teenoor mekaar. Ons is nie reg vir die wegraping nie. Die bruid is nog nie reg vir die Here Jesus nie. En wanneer hy kom, gaan jou lampie vol olie wees. Of gaan jy soos die ander 5 maagde dit nie maak nie? So hierdie is 'n ernstige woord, maar dit is 'n ernstige tyd waarin ons leef. Het jy julle Bybel saamgebring? Ek wil graag hê jy moet blaai na Titus toe. Ons lees nie baie uit Titus nie. Hy is die Nuwe Testament, hy is na die einde van die Nuwe Testament. Hy is na Timoteus en Kolossense en Efesiërs. Hy is na die einde. Is julle met my? Titus 1 vers 15 en 16. Daar is baie vleis in hierdie boek in. Ons lees vers 15. Alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeles en ongelowiges. Egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Dis 'n harde woord. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Wow. Dis hard, nee. Dis 'n harde woord. Kom ons blaai 'n bietjie terug na Kolossense 2 vers 8 toe. Kolossense is net so powerful boek wat ons het. Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewing van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Ek wil net daai stukkie lees. Ek het gister 'n boodskap geplaas op my status en 'n persoon wat ek ken, wat ek werk voor gedoen het. Hy is ook van die SDA en ek noem dit soos dit is. Ek gaan nie doekies omdraai nie. En hy bevraagteken hierdie woord, want ek het nie die Sabbat geheilig nie. En ek probeer my meesleer, en ek het al baie gesprekke gehad oor hulle leerstellings en daai tipe van dinge, en ek wil nie daarbey betrokke raak nie. En ek het net vir die man gesê, hoor hierso, ek glo glad nie aan die SDA se leerstellings nie, want dit is presies dit wat hierdie vers 8 bedoel. Hulle gaan vir jou wegvat en jy gaan dit mis, hoor wat ek vir jou sê. As jy betrokke is by godsdienstgees, dan gaan jy dit nie maak nie. Ons praat reguit met mekaar vanmôre. Ek gaan reguit praat, ek gaan nie doekies omdraai nie. Dit daar gesê. En die ander kommentaar was net so hard, terwyl ons nou bietjie hard praat met mekaar. Kom ons voltooi hierdie sinnetjie en ons praat nou hard en net 'n bietjie verder aan. Blaai vir my na Hebreërs 10 toe asseblief in julle Bybels. Hebreërs 10.
Is julle met my? Is julle met my? Ok, ek hoor net 3. Vers 24. En laat ons mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Net 'n posknopie daar. Hoekom moet ons hier by mekaar kom? Hierso word jy versterk. Hier leer jy, dit is so. Hierso gee jy. Hier bid jy vir mekaar. Hier kom jy tot die volle werking van die handelinge bediening. Dit is so. Jy kan nie as 'n lone ranger daar aan die kant, een kant gaan sit. Ek het en dink jy gaan okay wees, of jy's okay, want jy wil nie betrokke raak by die mense nie. Twak man, dit gaan oor jou lewende bousteen, jou werke wat jy moet hê, jou bydra wat jy moet lewer in die bediening. Die bediening kan nie bestaan sonder lewende boustene nie. Kappies, julle verstaan dit? Jy kan nie op jou eie, hoe gaan jy in die markplein jou bediening volbring as jy dit nie hier gaan doen nie? Hoe gaan jy dit doen? Waar gaan jy versterk word? Watter woord gaan jy bedien? Dit is hoekom hierdie bediening so belangrik is vir jou en my. En die groei daarvan is elkeen van ons se verantwoordelikheid. Dit is so. Praat ek reguit vanmôre. Vanuit nou die laaste gedeelte. Vers 25. En laat ons, vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van die oordeel en 'n vuurgloed wat by die teestanders sal verteer. Hier is net so hard. Jy kan hulle sê, wanneer die mense sê, ek is een keer wedergebore, ek is altyd wedergebore. Twak man. As jy besluit, jy het een voet in die sonde, en jy wil een voet in die sondag by die kerk wil wees, of by 'n groot groep, then you've lost it. Jy kan nie betrokke wees by sonde nie. Jy kan nie betrokke wees by onvergewensgesindheid nie, of by drank, of by wat ook al nie. Jy kan nie dit wees nie. En dink jy is okay nie. Of jy het aggressie, of wat ook al. Dan het jy bevryding nodig, as kind van die Here. En ek was daar deur. Ons almal gaan daar deur. En ek is nie uitgesluit van dit nie. Dit is hoekom jou heiligmaking proses so belangrik is. In hierdie tyd, wat ons moet nastreef. So jy kan nie dinge doen, wat jy normaalweg gedoen het nie, en dink jy gaan wegkom daarmee nie. God gaan sy gesig, hy gaan vir jou uitspoeg, want jy is louwarm. Hoor wat ek vir jou sê, hy gaan vir jou uitspoeg, want jy is louwarm. Dit is alles, jy is ten volle om die Here Jesus te dien of niks nie. Moenie dink, jy gaan halfpad wegkom, en jy kan nie daar met die Vader gaan onderhandel nie. Dit gaan nie daar wees nie. Jy kan nie sê, Here, maar ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het al hierdie lysie goeie goedes gedoen nie. Maar my ander voet is nog steeds in die pad van die sonde. Ek kan nog steeds nie mense bevry nie, of vryspreek nie. Ek het nog steeds aggressie, of onvergewensgesindheid in my hart. Of ek is nog steeds besig met pornografie, of hoedereerdery, of wat ook hy van mag wees. En as jy gaan kyk na Galasiërs 5, die tweede gedeelte van die vrug van die Gees, as jy gaan kyk, dit is die lysie van goeders, wat vir jou gaan weghou, van die koninkryk van die hemel af. Praat ek reguit?
Ja, dis tyd. Dis tyd dat ons reguit praat met mekaar. En ek draai nie doekies om nie en ek sê ook nie dan ek is jammer daaroor. Glad nie. Luister wat sê die woord. Maar in Hebreë, of nie daar te blaai in Hebreërs 5, net 'n bietjie terug. Maar vaste spys is vir volwassenes. Vir die wat geestesvermoëns besit. Hallo, volwassenes wat geestesvermoëns het, en elkeen van ons het dit. Die volwassenheid is nie jou ouderdom nie. Die volwassenheid is in jou verhouding met die Here Jesus Christus. Dis wat dit is. Besit hierdie gewoonte te beoefen, so jy moet gedurig deur die gawes en die vrug van die Heilige Gees kan deurwerk en dit moet opsigtelik in jou lewe wees. Om dan goed en kwaad te onderskei. Nou ek wil, dis nou net die inleiding. Nou wil ek bietjie praat oor die interaksie van die Heilige Gees. Ons het nou gekyk na die ander kant. Maar kom ons kyk na hierdie kant van wat werklik gebeur met die Heilige Gees. En hoekom is dit so belangrik oor die Heilige Gees? En dan wil ons 'n bietjie praat oor die wegraping, maar ek gaan baie min daaroor praat. Ek gaan vir ons 4 beginselskrifte daar gee. En ek het notas los. Dit is die observasie in die skrifte, hoor nou, neem kennis van dit wat ek nou sê. Die observasie in die skrifte, dat die Heil is nie daar gemaak vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees na die wegraping nie. Kyk nou, hoekom dink julle? Tydens die wegraping wat soos 'n oogwind gaan wees, is ek en jy is mos die kerk, nee. Ek en jy is die kerk. Dan as die kerk weg is die Heilige Gees ook weg. Dit is so. So dan kan jy, as jy agterbly, dan gaan jy nie kan hande oplê met mense om gevul te word met die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees is nie meer teenwoordig nie. So die teenwoordigheid van die Heilige Gees se doelwit was vanaf toe die Heilige Gees uitgestort is, tot en met die wegraping. Nou die wegraping is een van die grootste gebeurtenisse volgens die profetiese woorde wat nog moet gebeur. Net soos wat Jesus se geboorte, net soos wat die kruisiging is, net soos wat die opstanding is, net soos wat die uitstorting van die Heilige Gees was. Hierdie is eenmalige goed wat gebeur op God se tyd. Net een keer. So jy het net een kans. Anders gaan jy mis. Net een kans. Sjoe. Nou kom ons gaan net 'n bietjie verder. En ons gaan kyk net. Die Heilige Gees se bediening is 4ledig. En hierdie moet jy nou onderbewus zijn, of hierdie moet jy kyk nou, okay, daar is notas. Hy lei ons in die hele waarheid. Die Heilige Gees is die bron van die waarheid. Die Heilige Gees lei vir jou wanneer jy iemand beraad, of wanneer jy iemand na Jesus toe lei. Dit is so. So hy lei vir jou, want net soos wat Jesus by die put gekom het, daar was nie 'n voorgestelde formule, wat sê, okay, jy praat eens dit en dit en dit en dit. Dit was die Heilige Gees inspirasie, om met daai vrou te praat, net soos wat elke ene van ons, en Lucky ook, wanneer hy by persone kom, en hy praat daaroor,
Hy het nie 'n formule nie. Jy het nie. Die Heilige Gees openbaar die goed van jou en vir jou en jy begin dit met daai persoon te deel. Hy help ons om Jesus te verheerlik. En Jesus Christus moet verheerlik word in alles wat jy doen. Dis primêr. Dankie vir daai amen. Dit is een. Ek sal dit vat. Die vierde een is, die Heilige Gees is inwonend. Die Heilige Gees is verseël. Jy is verseël nadat jy wedergebore is. Nadat jy, die woord sê so. Ons gaan 'n bietjie verder kyk. Alright. Julle het julle Bybels. Bly vir my gou na Romeine 8 asseblief. Hierdie is my hoofskrif. Romeine 8. Sê dan. Dis om lekker om die tegnologie te giet en ek like dit. Vers 13 tot 17. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, daai toe self moet evident wees in jou lewe, sal julle lewe. Met ander woorde, wanneer jy gedoop is, jy is gedoop, jy sterf saam met Christus en jy staan saam met Christus op, sodat Christus inwonend in jou kan wees. Want almal wat die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders van God is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Wow. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Wow. Hierdie is die kruks. Ek en jy kan niks doen sonder Christus nie. Niks nie. En hierdie is ook 'n sleutelskrif wat vir jou lei tot die ewige lewe toe. Hoekom? Omdat jy self sterf, net soos wat Jesus gesterf het. Wat is die mooi ding van hierdie skrif? Ons roep Abba Vader. En weet jy, in 'n normale huis is daar 'n vader, né? Baie van ons het nie vader nie, maar kom ons praat dan van ons geestelike vader. So, as jy kyk na die titel van Vader, wat doen die Vader? Daar's net een Vader en dis die Vader, Abba Vader in die hemel, behalwe jou aardse Vader. Geen ander Vader nie. Geen ander Vatikaan geloof sê Vader. Jy is ander 'n herder, jy is nie 'n Vader. En ek vat hulle aan, ek is nie bang nie. Vat hulle aan. Ek nou my draad verloor. Wanneer jy kyk na die Vader, wat doen die Vader? Wat is die funksie, eerste funksie van die Vader? Hy sorg. Hy lei. Hy beskerm. Dis die funksie van 'n Vader. En nou sê die woord, ons het mede-erfgename geword, ons is nou sy kinders. En omdat sy kinders is, nou is ek, my status het verander.
as wedergebore kind van die Here, het my status verander. En nou, omdat ek 'n kind is, het ek baie boeties en sissies bygekry. Hallo? So, jou familie en God, die Vader, in Christus Jesus, het heeltemal groot geword. En dit moet ek en jy besef. Ja, ons staan saam as sy kinders. Blaai gou vir my na Titus 3 toe, weer terug. Ons is 'n bietjie besig. Ek lees gou. Titus 3 vers 4 tot 7. Hierdie is 'n baie belangrike skrif wat ons moet onderstreep. Maar toe die goeie tierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte, onderstreep dit. En die vernuwing deur die Heilige Gees. So hierdie prentjie wat ek vir jou skep is, dat jy kan nie deel wees. Dis nie my roeping nie, maar volgens die woord, sonder die Heilige Gees, sal jy nie deel wees nie. En jy gaan nie die tweede kans hê nie. En die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, hier kom dit, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Wow. Dis die belofte. Baie. Hierdie is 'n sleutelvers in Titus 3 vir ons. Sleutel vir jou en vir my. En hier praat hy van die regverdige. Onthou nou net, by die oordeel gaan daar net twee wees. Jy is geregverdig, nie gelowig nie. So jou geloof, jy moet geloof toepas om geregverdig te wees. So jy is geregverdig of jy is ongeregverdig en dan word jy in die put van die hel gegooi. In die vuur ingegooi. Dis nie die twee roetes. Daar's geen ander roetes wat jy het. En jy kan nie daar gaan en sê, maar ek is geloof, die duiwel is ook gelowig. Hy glo ook in Jesus. Maar hy dien hom nie. Hy het die verhouding met die Here Jesus Christus nie. En as jy godsdienst geloof het, dien hulle nie in gees en in waarheid nie. Ek sê soos dit is, wil ek my maar aanvat. Maar moenie my aanvat nie. Dis die woord van God wat so sê. Kom ons praat oor die wegraping. Wat is die waarde van die Bybelse profesie? Blaai gou vir my verder, bietjie amper agter in die Bybel, na 2 Petrus 1 toe. 2 Petrus 1. Dis reg, kan my kind sit, ek like babies. Sit, moenie worry nie. Ek is amper klaar. 2 Petrus 1 vers 19. Hier is 'n ander belangrike aspek in die skrif oor die profetiese woord wat ek en jy nie kan uitvee nie. En ons kan nie daarmee verbygaan nie. Dit lees vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle nog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn. Jy moet dit sien. Jy moet afslaan daarop. Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie
van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Dis regheid. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees geskrywe en die heilige mense van God bespreek. Wat sê die woord verder oor die Heilige Gees? In 1 Tessalonisense 5. Jy moet nie die Gees blus nie. Verag ook nie die profetiese woord nie. Daar's die konnotasie. Daar's die konnotasie wat ek en jy moet verstaan in hierdie skrif. Kom ons praat so 'n bietjie statistiek. Nou ek is nie ek los dit vir die slim ouens om hierdie statistiek uit te werk. Nou daar's ongeveer 1000 profetiese woord. OK? In hierdie Bybel van ons is daar omtrent 31000 woorde. Verse, nie woorde. En uit daai verse het hulle 'n bietjie gaan kyk. Daai ouens het dik grade wat dit gaan doen het. Hulle het gaan kyk en hulle het elke vers neergeskryf en hulle het hom gekategoriseer. OK? Nou ek en jy kan daar 'n bietjie uit leer. Nou wat daar is daar is 318 wat in die Nuwe Testament verwys na die wegraping. Dis baie. Dis baie. Take note. 27% van die Bybel verwys na profetiese woord. Wow. Daar is uit die verse uit het hulle dit daar vir ons gegee, ons gaan later daaroor gesels. 1800 tekste gaan oor die wederkoms van Christus Jesus. Dis scary, né? Dis scary. En dit is 'n wake-up call vir ons om te sê, hoor hierson, jy moet nou wakker word. Jy moet nou agslaan op hierdie woord wat die Here Jesus vir ons die waarskuwing gee deur die profetiese woord. En ek het gepraat van die 4 skrifte. Kom ons lees saam die 4 skrifte. Wat sterk die Bybelse tema het oor die wegraping. Jy hoef nie daar te blaai nie, gaan dit sommer vir ons lees. Maar terwyl ek dit lees, gaan van my na 1 Tessalonisense 4 toe asseblief. Dis 'n baie bekende skrif. OK, die eerste een wat ek gaan lees is 1 Korintiërs 10 vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op die eindes van die eeue gekom het. Romeine 13 vers 11. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken ons die tydsomstandighede in hierdie tyd. Ons sien dit. Ons weet nie wanneer die wederkoms sal is nie. Maar hy sê die tydsomstandighede, die oorlog, die verspoelings, die hitte, die uitdorring van die Vraatrivier, al daai tipe van goeders, is tekens. Ek dink, ek het 'n dingetjie gesien dat 7 van die sterre is vanaand of gisteraand was almal opgelyn gewees. Interessant. Waar is ek nou? En dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid wat die wederkoms is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.
Jakobus 5 vers 8. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Amen. Is julle by Intercessense? Is julle daar? Sê daar, okay. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel en met die geklank van 'n basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wow. Ek sluit af. Dis 'n duidelike waarskuwing dat sonder die Heilige Gees jy nie deel gaan wees van hierdie skrifte nie. Dis 'n duidelike waarskuwing dat die visse wat dood is, wat wit is langs hulle sye, dink hulle gaan hemel toe gaan want hulle is gelowig. Dit is nie so nie. As jy die Heilige Gees nie inwonend in jou is nie, dan moet jy dit doen. Dan moet daar, soos wat Paulus gesê het, dan moet daar hande op jou gelê word, sodat jy kan gevul word met die Heilige Gees. Met die gawes van die Heilige Gees bedoel ek. Want jy het die Heilige Gees ontvang die dag met wedergeboorte. Dis hoekom die wedergeboorte so belangrik is vir jou en vir my, dat ons nie daai Heilige Gees moet blus in ons werk nie. Ons kan nie met een voet in die wêreld instap en verwag ons gaan hemel toe gaan nie. As jy besig is met sonde, kry klaar daarmee. As jy onvergewensgesindheid het, kry klaar daarmee. As jy bevryding nodig het, kom vir bevryding, sodat jy kan bevry word. Daai goeders gaan vir jou terughou. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Hierdie is 'n harde woord. Dit moet so wees. Ek hoop dat dit vir jou skud tot in jou kore, sodat jy kan besef, ons speel nie meer met godsdienst nie. Die woord is jy en amen. Dit is so. Kom ons sluit die oë. Ek kom afsluit. Dankie Here.